Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Good day and welcome to Step Up. Goeiemiddag en welkom by Step Up. Ek is Chantel en is lekker om weer saam met jou te wees en om saam met julle te kuier in julle huis en waar my stem ook al klink, of dit nou in Suid-Afrika is of dit in Namibië is. Ja, dit is amazing om te weet wie kyk die programme hier van Kruiskyk, en dit is regtig ware voorreg om die evangelie te kan bedien en te dien saam met God se kinders. Dit is die koninkryk. Ons is veronderstel om die koninkryk te bou. The Bible says, seek ye first the kingdom of God. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie goeders wat ons wil hê, my mens. Of jy nou 'n huis wil hê, of jy nou 'n huwelik wil hê, of jy nou 'n kind wil hê, of jy nou 'n promotion wil hê, of jy nou wat dit ook al wil hê, is soek eers die koninkryk van God, en hierdie goed wat jy wil hê sal na jou toe kom. It's amazing. Ek kan dit nou vir jou oor en oor in my lewe sê, maar dit is waar. Ons is in die boek van Rut, the book of redemption, vir die jaar, en hier en daar raak ons wat die Heilige Gees vir iets anders sê. Maar voor ek by die boek van Rut kom, wil ek net vir ons kykers sê, en ons luisteraars en ons volgers kyk, ons het hierdie naweek wat kom, die 23ste tot die 26ste, het ons 'n Global Prayer Summit, 'n GPS, en dit is letterlik gelowiges wat reg rondom die wêreld kom om saam met, as ek sê reg rondom die wêreld, dan praat ek van Brazil, ek praat van Australië, Amerika, Ghana, Kenia, Nigeria. Mense kom van reg rondom die wêreld om saam met ons te kom om te bid. Ek wil julle uitnooi om te kom. Ons besonderhede kan jy op Facebook kry, dat die Step Up Chantel White, jy kan dit daarop kyk. Jy kan inquire daarop op ons Facebookblad, All Nations House of Glory Ministries. Dit gaan net wonderlik wees, dit gaan net wonderlik wees. So ek wil graag, as jy in die Kaap is, kom maak 'n draai. Ons is in Parow Industrial, kom maak 'n draai, en dit gaan net, ons gaan bid mense laat die vuurvonke wy. So ons is baie excited, ons is baie opgewonde vir wat die Here doen. Ons is in die laaste uur, my mens, ons is nou besig met die koms van die Here. Die Here is besig om die bruid te prepare. Ek kyk na die boek van Rut, en ons het gedink oor die jare, dis 'n liefdesstorie, dit is maar net 'n man en 'n vrou en 'n skoonma, maar eintlik dit is maar net die begin. Dit is net die begin. Wat hier agteraan gaan is, het ruk jou brein uitmekaar uit. En die hele boek gaan oor the preparation of the bride of Christ. Die hele boek gaan oor Jesus wat ons innooi om deel te word van hom. Hierdie hele boek is oor dat 'n jong meisie was 'n Moabitess, en sy was 'n buitestander. Sy was nie van Israel nie, maar hoe sy inkom in Israel en hoe God haar laat
trou in die bloedlyn in van Jesus en hoe sy 'n letterlike ouma grootjie word van Jesus, 'n vrou wat nie eens God geken het nie. Want toe sy groot geword het sy groot geword in 'n land, in 'n stad, Moab, waar hulle afgode gaan bid het. Maar en dit was ons. Ons het nie God geken nie, maar toe, ons het ander gode gaan bid. En nou kan jy sê nie, maar ek het nie voor 'n God gebuig nie. Ja, ons het, want ons nie die Here dien nie, jou kar gaan bid, jy het jou huwelik aanbid, jy het jou huis aanbid, jy het jou werk aanbid, jy het jou finansies aanbid, en ons besef nie eens dat hoe dit 'n afgod word in 'n mens se lewe nie, sal met Rut, maar hoe dat God haar inbring saam met Naomi, terug na Bethlehem toe, en hoe dat God haar deur die proses stap, en sy ultimately trou met Boaz. Dit is nie net 'n liefdesstorie, dit is beyond a liefdesstorie. It's a message of grace, and a message of compassion, in a message of the love of God, in a message of God's hope for us, and the message of there is a place for us, a message of marriage, but more so, voordat ons kom by 'n physical marriage, wat Boaz en Rut was, het jy 'n geestelike huwelik wat plaasvind. Jy het die feeste wat daarin weg is. O, mens, dit is diep. So, ek wil vandag gou staan by Rut, waar sy in die Bybel in hoofstuk 2, waar sy is in 'n veld, sy vra vir haar skoonma, kan ek maar gaan werk? Haar skoonma sê ja, sy kan gaan werk, en remember, sy het teruggekom saam met haar skoonma uit Moab uit, en sy het sy kom werk, sy kom kyk basies na skoonma, so sy kom in die veld, kyk vir hoofstuk 2, sy kom in die veld, sy werk in die veld, en die Bybel sê, and she happened to stumble in the field of Boaz, so sy steier, of sy kom per ongeluk in die veld van Boaz, maar eintlik is dit nie per ongeluk nie, is divine order, daar voetstappe is gerig deur God, en sy kom in die veld, wat God gereed het vir haar. Onthou, nie Rut of Naomi het gesaai nie. Naomi het uitgetrek, Elimelek het hulle uitgevat. Ruth was nooit daar nie. So hulle was nie deel van die plantproses nie. Maar hulle kom na 'n oes toe. Hulle kom na 'n oes toe wat hulle nie voorgeplant het nie. Hulle kom na 'n oes toe wat gereed is om uit die grond uit getrek te word. Hulle kom in 'n seisoen wat mooi is, en sy stumble, sy steier, of sy kom per ongeluk, as ek Afrikaans kan sê, op die veld van Boaz, dis nou Rut, en die Bybel sê, en sy werk van die oggend tot die aand, sy werk heeldag, en die Bybel sê dat daar's 'n call wat Boaz van haar inquire, en hy roep haar, en hy praat met haar, en hy sê, sit by my tafel, hy gee vir haar van die tafel, en sy vat, en sy gaan agterna, want Boaz sê vir sy mense, wanneer jy loop, drop gerwe agter haar, so hulle drop die gerwe agter haar, en sy sit in 'n arm, en na die dag verby is, vat sy die gerwe, en sy vat dit na 'n skoonma toe, en ek wil daai punt wil ek maar, and she took the wheat home, and she took what she took it home, sy het huis toe gevat, en ek wil gou staan by hierdie punt vandag, waar ek vir jou wil sê, Rut is in 'n veld, waar guns aan haar bewys word. Die Here is besig om guns aan haar te bewys. Sy word genooi na die tafel toe, maar sy eet nie net vir haarself nie. Sy eet en sy gee hou in haar skoot vir haar skoonma. Toe sy huis toe gaan, toe gee sy vir haar skoonma van die gerwe wat sy gekry het, wat God toegelaat het, dat sy optel, eerste graad gerwe. Remember, sy was nie veronderstel om die eerste graad gerwe te kry nie, want as jy hoofstuk 2 lees, gaan jy sien, toe sy by die ander land was, het hulle vir leftover grains gedrop, maar in hierdie veld kry sy van die beste, en sy vat vir haar skoonma van die beste. En ek wil net gou die gedeelte, wil ek vandag oorbedien. Wanneer die Here jou in 'n plek ingesit het, en met mense gesit het, en die Here het jou daar opgelig, het ons 'n tendens, waar nou dat die Here jou geseën het, dan vat jy die deurbraak na 'n ander huis toe. Ja, nie my mens, ek kom nou kom ek reg op die man af. Wanneer jy's in die Here het jou gestuur na hierdie mens, na hierdie bediening toe, na hierdie persoon toe, hierdie familie toe, hier was jy geseën, hier het die mense vir jou gebid, hier het die mense saam met jou vir God vertrou, hier het die Here vir jou deure oopgemaak, maar jy vat jou seëning na 'n ander huis toe. My dierbare, jy is uit die wilheid van God, dat ek jou sommer nou reguit sê.
Die Bybel sê in Rut 2, dat Rut het die beste gerwe gehad, en sy het gevat na 'n skoonma toe. Sy het nie nou gedink, ek het die Here seën vir my, ek het gearrive, het gaan goed met my, ek wil nou sommer uittrek by my skoonma, en ek wil my eie huis vind, en ek kan nou na myself kykie. Nee, dit nêrens staan in die Bybel dit nie. Ons as mense, jy kom by 'n plek, ons sien dit in die bedieninge, jy kom by 'n plek, die pastore lê hulle lewe af om vir jou te bid. Die mense is 3 uur in die nag wakker en hulle tree in vir die gemeente se deurbraak om te kom. Dan kom die gemeente se deurbraak. Dan kom jou deurbraak waar jy voel dit moet by iemand anders wees waar dit lyk dit gaan beter, want jy kwalifiseer nie meer jouself tussen die mense wat jou gebid het, wat eenvoudig lyk, wat jou gebid het en vir jou deurbraak gepleit het by God, wat saam met jou gehuil het, wat saam met jou vir God vertrou het. Jy draai daarom na jou deurbraak gekom het en jy gaan weg. Kom ek sê vandag vir iemand op hierdie platform, jy is nie in die gees nie. Kom ek sê jou, jy is in die gees nie. Jy moet bly waar die deurbraak gekom het. Jy moet bly by die mense wat vir jou gebid het om die deurbraak te kry. Jy kan nie nou vir jou rammetjie uitnek hou, en dan is ons all over the place, en die mense wat geluiber het vir hierdie deurbraak, hulle is nou te eenvoudig, en hulle verstaan nie dat die Here het jou opgelig nie, hulle het so verstaan dat jy is waar jy is. Die Bybel sê, Rut het gebly by Naomi, and she stayed, dit is, hoor hier, die Bybel sê, die einde van hoofstuk 2 sê, and Ruth lived, she stayed with her mother-in-law. Nadat sy in die deurbraak ingekom het, nadat die Here vir haar die belofte gegee het, nadat haar skoonma vir haar gesê het, jy kan saam met my kom, na alle goeders, toe bly sy by haar skoonma, toe die Here die hemele vir haar oopmaak, en die seën van die Here begin reën, toe weet sy vir wie moet sy bless. Weet julle wat? Wanneer die Here vir ons begin seën, dan is ons bless mos almal. No, ek is hy mens, ek is hy vrou, ek is hy man, nie my dierbare. Jy kan nie saai, en hoor my vandag, jy kan nie saai, wanneer God jou oplig, dan saai jy in mense se lewe wat ly is nie. Nommer 1, of hulle nou familie is, of nie, ek sê dit nou soos dit is. Jy kan nie saai in mense se lewe wat dorre grond het nie. Jy kan nie saai in mense se lewe wat niks doen in hulle lewe nie. Jy kan nie saai in mense se lewe wat TV len kyk van Sondag tot Sondag, maar jy's op die battlefield. Nee my dierbare. Nee. Jy kan nie saai in mense wat jou pyl len uitwerk nie. Jy kan nie saai in mense wat, ek gaan dit nou sê, wat lei is. Nie wat lei is. Jy kan nie. Jy is besig om jou saad te sit op grond wat nie 'n oes kan opbring nie. Jy moet saai in dit wat God jou direk. Jy moet saai in mense se lewe, jy moet saai in jou leiers se lewe. Jy moet saai in die mense se lewens wat vir jou gebid het. Jy moet saai in die mense se lewens wat in die nagte opgestaan het, wat saam met jou gehuil het, wat gesê het, bring jou kind se CV hier, dat ons hom kan salf, dat ons God kan vertrou. Dis die mense wie jy moet insaai. Jy kan nie los en vassaai, en nadat die deurbraak gekom het, nou gaan braai jy by die mense, want hulle is mos op ons level, of ons het gekom op hulle level. My mense, as jy van level sien, by die Here moet jy saai in dit wat in die gees level is, wat in die gees opgelevel is. Die mense wat die mees eenvoudigste was, wat jou deurgebid het, saai in die mense se lewe. Ek gee vandag vir iemand 'n antwoord na jou permanente seëning toe. Moenie nou jou rug draai en sê, hierdie kerk is nie meer vir my nie, ek gaan nou 'n ander kerk gaan soek. My dierbare, daar waar die Here jou opgelig het, wees jy die een wat die antwoord is in ander se gebede. Word jy die een wat mense kan sê, o Here, as u dit vir haar gedoen het, kan u dit vir my doen. My suster, kan ek 'n afspraak met jou kry? Wat is die resep? Die resep is, eer die Here, soek die koninkryk van God, bedien jou leiers, honor jou leiers, wees gehoorsaam in die instruksie. Moenie omdat jy 'n direkte is, nou kan jy nie meer die hart van die kerk skoonmaak nie, maar ander môre het jy. My dierbare, bly by die begin. Bly by die begin. Laat God jou verder vat. Laat God jou verder stuur. Ek sê altyd vir mense in die kerken, wanneer ons jonk opkom, jy wil die preekstoel hê, maar jy het nog die toilet skoon gemaak nie. Nee, gemaak jy die toilet skoon. Ons almal wat geroep is deur God, kom van 'n toilet skoon maak. Ons almal wat op die pulpit staan, en dit beteken nie omdat jy 'n prediker is, die pulpit in die kerk is jou pulpit nie. Jou pulpit is waar jy is. En hoor my vandag, mense wil op die pulpit, en hoor my vandag, mense wil op die pulpit staan, en preek in die kerken, vir 'n oes wat jy nie voor gewerk het nie. Maar weet jy wat, jy kan nie iemand in jou familie na die Here toe lei nie. Die dink, hy klokkie saam, hy werk
werk jy saam nie. Jy is 'n leier, jy is 'n disipel van God, jy's 'n apostel waar jy is. Ons moet almal is verantwoordelik om die evangelie te preek. Jy hou die pulpit dop en jy wil die kerk los, omdat die pastoor in jou 'n kans wil gee om te preek. Wie dan vir jou gesê dat jou pulpit, dis mos jou pulpit, gaan na jou werk toe en gaan verkondig die evangelie daar. Jy kan nie eens vir die mense by die werk die evangelie gee nie, maar jy wil vir mense wat klaar die Here dien, wil jy die evangelie kom gee. Nie my mens, nee, kom ons kry so op, let's get our priorities in order. Dien God en dien die Here waar jy is, en preek die evangelie waar jy is. Die Bybel sê in die boek van Handelinge, die Bybel sê dat die mense, dit was nie net die apostels se werk om die evangelie te verkondig nie. Weet jy wat? Huis tot huis vrouens. Man, Aquila en Priscilla het vir apostel Paulus gehuisves. Toe hulle hom huisves, toe hulle evangeliste, toe preek die mense die evangelie links en regs. Hulle huis was 'n safe haven vir die apostel. Hulle het na hom gekyk, maar hulle het die evangelie gepreek of gehoor toe hy daar kom nie. Hoe hy daar was of hoe hy nie daar was nie. Hulle het die evangelie gepreek. Hoekom maak ons die Bybel complicated? Hoekom wil ons hom complicate van jy wil hom hê soos jy hom wil hê? Nee, hy gaan nie werk soos jy hom wil hê nie, my dierbare. Die Bybel is klaar geskrywe. Nergens in hierdie hoofstuk van Rut, in die 4 hoofstukke van Rut, sê die Bybel dat Rut het haar skoonma verlaat nie. Nergens het dit gesê. Rut het gesê, okay mama, dankie die Here het my nog geseën. Boas het vir my gevra om te trou, of ek staan op trou. Ek kan nie meer. Nee, dit het nergens so gestaan nie. Maar wanneer, weet jy wat? Wanneer die Here ons begin seën en die aangesig van die Here oor ons oopgaan en skyn oor ons, weet julle wat, dan kom trots in, pride comes in. Ek is beter, niemand sê vir my nie, ek laat my ook nie sê nie. Nee my mens, so vinnig wat hy deurbraak gekom het, gaan hy deurbraak weer weggaan. En laat ek jou een ding vertel vandag, kind van God. As ons daai tipe maniere het, jy sal nooit in die volheid van jou deurbraak kom nie. Jy gaan die druppels kry wat soos 'n stort, jy moet ook kyk waar is die druppel. Maar wanneer jy kom in totaal en al gehoorsaamheid oor die stem van God, kom ek sê vir jou my dierbare, dan kom ons in die volheid van die blessing. En die volheid van die blessing doesn't happen overnight. It does not happen overnight. Die volheid van die blessing vat baie keer jare. En kan ek jou sê hoekom? Want God moet jou mature vir waantoe jy ingaan. Moenie dink my mens, hierdie ding gebeur oordag, ek is nou 'n direkte en ek is nou 'n direkte en ek is nou net die direkte nie. Nee my mensie, jy moet tog eers jou voete vind net om in die stoel te kom. Jy moet jou voete vind net om te verstaan waarom jy besig is. Jy moet eers jou voete vind net om te verstaan die magnitude van wat God jou ingebring het. Jy is vandag 'n pastoor, jy het geleer, jy het jou prakties gedoen. Dit sê, ek wil amper sê nog niks. Jy moet nog sommer nog in jouself inkom by God. Jy moet nog sommer nog inkom. Jy moet sommer nog inkom, my mens. So al hierdie goeters vat jare. Ek is vandag amper 50 jaar oud. Ek het die Here aangeneem toe ek 16 is. My hele lewe was 'n lewe wat ek alleen was. Want God het my prepare vir dit en ek word nog steeds prepare. Ek is nie prepare en ek is klaar prepare nie. Niemand is klaar prepared vir niks. Ons is in 'n proses van preparation. Weet jy hoekom? Because we grow from one level of glory into the next level of glory. None of us will ever arrive. The day of arrival will be the day when Jesus comes to take us home. So moenie dink dat jy en ek het arrive nie. Moenie dink dat jy is so wonderlik, jy het 'n promotion gekry, nou is jy beter as ander mense nie. Humble yourself, raak kalm my mens, raak kalm. Jy gaan jou deurbraak, die inkom van die groter deurbraak, gaan jy mis. Jy gaan hom mis as jy nou dink, het gaan oor jou. Ek wil vandag vir mense sê, ons mense sê, jy moet kalm raak, en seën die wat jou gelei het tot waar jy vandag is. Seën die wat vir jou gebid het. Seën die wat saam met jou gestap het. Seën die vrou wat jou kinders, toe jou man dood of sterwe of uit jou lewe stap, toe sy die ouma met haar pensioen, wat haar bakbrood saam met jou deel, seën die mense. En as sy gesterf het, dan seën jy een van haar kinders, maar seën in die generation in. Onthou waarvan af ons gekom het. Ons vergeet te vinnig waar die Here ons uitgehaal het. Mense, ek wil vandag sê, ek hoor die Here, ons moet onthou waarvan af ons gekom het. Jy het nie gekom waar jy is by jouself nie. Daar was mense wat vir jou gebid het. Daar was mense wat jou geld geleen het.
Daar was mense wat vir jou koffie gegee het. Daar was mense wat jou brood gegee het. Daar was mense wat vir jou raad gegee het hoe om te kom waar jy is. Jy het nie gekom by jou eie waar jy is nie. So sit 'n bietjie stil, vat stok en vra Here, wat het ek gemis deur hierdie roete? Die Bybel sê, and Ruth stayed with Naomi. When she received the grain of the harvest, she took it back to Naomi. Sy het dit teruggevat huis toe. Sy het nie die grain, sy het nie geëet van die brood en sy het alleen geëet en niemand kry nie. Die Bybel sê wat sy gehad het sy huis toe gevat. Wanneer ons gebless word deur sy werke, vat dit terug na die bediening toe. Jou lewe moet die bediening seën. Punt. Jou lewe moet die bediening seën. Alles wat ek gedoen het, toe ek by my vorige bedieninge was, alles wat ek was, alles wat ek gekry het by die Here my mee gesien het ek gesteel en gegee aan die huis van die Here. Ek het nie teruggehou nie en daarom het God nie teruggehou op my seëning vandag nie. Jy moet nie sê die beste is vir my en die swakste. Jy moet die beste gee vir die huis van die Here. Gee die beste. Moenie jou ou vrot gordyne vir die kerk gee wat uitmekaar uitval nie. As jy vir die kerk 'n ding gee, ek weet ek praat vandag met mense. Ek weet dit. Die Here sê dit vir my. Jy gee nie vir die Here jou vuil koberse nie. Jy gee nie vir die Here 'n ou gordyn wat as jy hom vat, hy val dit. Jy nie my mens. Jy gee nie vir die Here 'n kerk, die kerk 'n mat wat vol kolle is nie. Jy doen nie dit nie. Hou dit. Gee vir die Here die beste. Jy gee vir die Here die beste. Weet jy, kom kan ons nie die beste kom nie, want ons wil vir die Here gee wat ons dink kom die kerk toe. Nie my mens. Die Bybel sê, Jesus is die hoof van die kerk. Nou sê die hoof van die kerk is, hoe kan ek die hoof bedien met vullis? Hoe kan ek die hoof bedien met vrot ou gordyne? Hoe kan ek hom bedien? Ons moet dink mense, ons is kinders van die Allerhoogste. Kom ons wandel en handel daarna. Ek kan die ding sê soos wat hy is en mense hou nie van my te hou nie, maar ek gaan die evangelie preek rou en ons moet hom kry, want een van ons gaan dit maak en ons moet die hemel toe gaan hierna. In die naam van die Here, ons moet die hemel maak en ons kan nie die hemel maak sonder die invulling van die Heilige Gees en die vrugte van die Gees dra nie. So die vrugte van die Gees is 'n ding wat ek binne my moet hê. Dit baat jy kom hier met jou bitter gees aan die huis van die Here toe nie. Die Here seën julle. Ons sien mekaar volgende week, selfde plek en dieselfde tyd. Die Here seën julle.